naweek. Ons is so dankbaar dat U ons vereer met U teenwoordigheid. U getuienis wat dit aanbetref is vir ons is riem onder die hart. Ons is ook bevoorreg vanoggend om by ons te hê op die kansel Dr. Sadler. Ons leraar is tans met vakansie. Dokter, baie welkom by ons vanoggend. Ons sien uit na U boodskap en ons bid vir U die seën van die Here toe. Dankie. Baie dankie, Rolof. Die dominee is met vakansie, toe vra hy vir my of ek dit sal waag om vanmôre die diens waar te neem, en ek was so stoutmoedig geweest genoeg om te sê ja, ek sal dit doen, en agterna het ek al begin bekommerd raak. Maar in elk geval, hier is ek, mag die Here ons almal seën rondom sy woord, en mag die erediens vir ons almal tot seën wees. Geliefdes, ek groet u in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons sing saam lied 203. Ons sing die eerste 3 verse daarvan. Loof die Here, al wat lewe. Kom ons loof hom, kom ons prys die Here vanmôre met ons hele hart. Al wat lewe, hy het ons sy skuld vergewe, sy nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Loof hom wat in groot genade ons deur eeue heen behou. Loof hom vir sy reddingsdade, vas kan ons op hom vertrou. Loof en prys hom, loof en prys hom, hy is genade en getrou. Dus 'n Vader sorg vir kinders, alle vriend, vergewe al oortreders en berei loof en prys hom, loof en prys hom, genade en getrou. Die Bybel is 'n wonderlike boek. Dis deur mense geskrywe, maar dis God se woord. Dis God wat praat. Hy daardie mense, soos ons graag die woord gebruik, geïnspireer deur die Heilige Gees om te skrywe wat hulle geskrywe het. Nou dit is 'n hele klomp skrywers, daar 66 boeke in die Bybel, en die skrywers verskil van mekaar oor 'n tydperk van byna 1000 jaar. Hulle het mekaar nie geken nie, elkeen skryf op sy eie. Maar op die ou end is al daardie geskrifte saamgebring in een boek, en wonderlik hoe dit met mekaar ooreenstem. Mense sê dikwels die Bybel weerspreek homself en allerlei lasterlike goed. Nou ag, daar is so 1 of 2 teksies wat 'n mens kan sê, hier is nou 'n bietjie 'n teespraak. Maar in geheel is die Bybel een groot wonderlike eenheid van God se woord aan 'n verlore wêreld wat ons vanmôre het om in te leef.
Maar so werk God. Hy werk deur mense, maar hy werk deur sy gees. As 'n mens nou maar selfs wat hierdie kerkgebou, dis maar 'n gewone gebou, soos alle ander geboue, maar tog sê ons dis die huis van die Here. En as ons hier nou toe kom, dan kom ons na sy huis toe om hom te ontmoet. En wie is hy? Hy is die heilige God. Dit laat my altyd dink toe Moses daar in die Sinaï woestyn rondgedwaal het om veiding te soek vir sy skape, vir die skape wat hy opgepas het. Toe eers skielik sien hy 'n bossie wat brand daar, wat nie wil ophou brand nie, en hy loop nuuskierig nader. En wie was Moses op daai stadium? Hy was 'n vlugteling moordenaar. In Egipte het hy 'n moord gepleeg en toe moes hy vlug. En hier is hy nou in die woestyn. Kaal, harde, songebakte woestyn. En ewe skielik sien hy daai bossie wat brand en hy stap nuuskierig nader. En toe hoor hy 'n stem. Moses, trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond. 'n Woestynplekkie, daar eers waar daar geen mens naby is nie. Ewe skielik is dit 'n tempel van God. Trek jou skoene uit. Dis 'n sinnebeeld van raak ontslaaf van mense skoene kan dalk vol modder wees of vol stof wees. Trek dit uit, reinig jouself. Want jy praat met God. En dis wat ons doen in die kerk. As ons hier is, moet ons op hom ingestel wees. Want ons is sy volk. Ons bely dat die samekoms van die heiliges, ek weet nie of u al ooit geskrik het van daai woord heilig nie. Ek het al dikwels so dinge, is ons nou werklik 'n samekoms van heiliges. Maar dit is as jy aan die Here behoort, dan is jy 'n heilige. Paulus skryf sy briewe aan die heiliges in Rome of in Korinthe of waar ook al hy brief skryf. Hy skryf dit aan die heiliges in Rome. En dis ek en jy. Maar ons praat met God, die heilige God. Die erediens bestaan uit verskillende elemente. Sondebelydenis, verootmoediging, lofsang, maar ook om ons geloof te bely. En ons gaan nou ons geloof bely. Ek gaan dit vir u voorlees. Ek vra dat ons almal sal staan. U hoef dit nou nie na agter my aan te sê nie. Maar wat ek graag wil hê is u moet konsentreer op die woorde, want dit is in die eerste persoon enkelvoud geskryf. Dis jou belydenis. Sê nou u is eendag in 'n vergadering waar daar mense van allerlei soorte van godsdienste is. En hulle vra vir jou, jy is nou 'n Christen. Sê 'n bietjie vir ons, wat glo jy? Wat gaan jy alles sê? Dis klaar opgesom. Ons het dit in 'n kort, handige geloofsbelydenis wat jy kan sê, ek glo. So kom ons sê dit vanmôre. Ons staan, dan sê ons dit. En as ons dit klaar gesê het, dan, die oralis sal dan die volgende lied speel. Maar ons, ek lees dit vir u, en ek vra dat u sal konsentreer op wat jy sê. Want dit is nie wat ek sê nie, dis wat jy sê. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees gebore, is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges.
die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam. U weet wat ons kerklike jaar aanbetref, is ons in die lydenstyd om in die prediking op 'n besondere wyse Jesus te volg op sy lydensweg. En daarom hierdie lied wat ons nou gesing het oor Jesus wat gelei het, gesterf het vir ons almal. Maar ons gaan ook nou van saam lees uit die Bybel van sy kruisiging. En dit gaan lees ons saam uit Lukas Evangelie vanaf die 26ste vers. Maar voordat ons dit doen, kom ons sluit die oë in gebed. Ons Hemelvader, ons wil hier die oomblik aan U wy. U is God die Here, wat ewig regeer en wat altyd leef, en wat U kerk bou en voortsit. En glo ons dat U ook vanmôre hier by ons is. U beloof dat waar mense my naam by mekaar is, daar is ek onder hulle. Daar tree U met ons in gesprek, deur U woord en deur die inwerking van die Heilige Gees. En wil ons onsself nou stel voor U aangesig en onsself ontvanklik verklaar en sê, spreek Here, want ek hoor U stem. Hoor ons uit genade om Jesus wil. Amen. Saam met Jesus was daar twee misdadigers gekruisig gewees. Een aan sy regterkant, een aan sy linkerkant. Nou partykeer word daar gesê dis moordenaars. Nou die Griekse woord is misdadiger. Maar blykbaar het hulle ernstig oortree, want mense word nie sommer vir enige misdaad gekruisig nie. Dis net ernstige moord. Daarom word ook gesê hulle is moordenaars. En hierdie twee manne, hulle het eers saam met die ander mense gespot, en in die evangelie van Markus staan daar dat hulle Jesus beledig het en met hom die spot gedrywe het. Maar hier in Lukas evangelie is dit so 'n bietjie 'n ander tendens. Kom ons luister daarna. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een,
Dis nou anders. In Lukas en Markus staan daar, hulle al twee het met Jesus die spot gedryf, maar hier word dit nou 'n bietjie anders gesê. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. En verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees net tot daar. Nou na aanleiding van hierdie versekering wat Jesus aan daardie, kom ons sê maar, misdadiger gegee het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, paradys daar, as sinnebeeld van die hemel self. Na aanleiding daarvan wil ek dan vanmôre met u praat oor die ongetwyfeld belangrikste vraag wat enige mens hom ooit kan afvra, en dit is, hoe kom ek in die hemel? Hoe verkry ek die ewige lewe? Nou wil ek aanvaar dat baie van u wat hier sit, miskien die meeste van u, het hierdie saak al lankal vir jouself uitgemaak. En dat u vanmôre weet waar jy op pad is. Maar dit neem nie weg dat dit so 'n belangrike saak is dat ons maar altyd weer en weer daaroor kan praat nie. Hoe kom jy in die hemel? Ek wil vir u twee perspektiewe gee. Die een is om te sê, dit is verskriklik moeilik om in die hemel te kom. Immers op 'n vraag het Jesus eendag gesê, maar die pad hemel toe is 'n smal weg en is 'n nou poort, en daar's min mense wat dit vind. Daar's maar min mense wat hemel toe gaan, sê Jesus. En wat hy toegesê het, is vandag maar nog al die tyd waar. Maar breed is die weg wat die verderf lei, en daar's baie wat daarop gaan. Maar om in die hemel te kom is toch al moeilik. Dit is nie so maklik nie. En as ons nou maar eerstens daaroor praat, dis moeilik, dan wil ek dadelik sê, dis moeilik hoofsaaklik vanweë ons eie skuld. Ons maak dit vir onsself moeilik. As mense staan jou mens wees so sterk op die voorgrond, dat jou hele lewe draai eintlik maar om jouself, en geskape na die beeld van God wil ons self ook skeppers wees, ons wil self doen. Dis in die aard van die mens om self te wil doen. As daar 'n klein kindjie so op die stoeltjie sit en sy ma voer hom met die lepeltjie, dan op 'n goeie dag wil hy daai lepeltjie vat by sy ma, dan sê hy self doen. Ek sal self eet. Hy wil self dit doen. En ons is so geneig om self te wil doen, dat ons selfs ook ingestel is daarop om ons eie saligheid te wil verdien. En dis die grootste probleem in die lewe van alle mense. In 'n sekere mate is die sonde nie eers so belangrik nie, is so 'n groot probleem nie, maar is dat mens wil homself red. Ek wil myself regmaak. En die harde feit is,
Jy kan alles in die wêreld kan jy self doen. Behalwe jy kan jouself nie red vir die koninkryk van God nie. Dis moeilik om die hemel toe te gaan. En ek wil dit vir u demonstreer hoe 'n paar situasies in die Bybel. Op 'n goeie dag kom daar 'n pragtige jong man, mooi van gestalte, goeie maniere, wel opgevoed, wel geklee, vooraanstaande jong man lees ons ook. En ook dat hy baie aardse goed gehad. Hy was ryk geweest, so word dit gesê. En hierdie jong man kom na Jesus toe en hy vra hom presies hierdie vraag, wat ek vanmôre in die orde gestel het. Here, hoe kry ek die ewige lewe? Maar nou moet jy onthou, dit is nou nog Ou Testamentiese bedeling. Jesus is nou nog hier op die aarde, maar hy het nou nog nie gesterwe aan die kruis op Golgotha nie. Hy is nou nog, tegnies gesproke, is hy nog aan die Ou Testamentiese kant. En daarom gee Jesus vir hom 'n tipiese Ou Testamentiese raad. Onderhou die gebooie en dit sal goed gaan met jou. Maar dit was nie, hierdie jongman was nie sommer so agter elke bos uitgeskop nie. Hy was 'n baie godsdienstige jongman. Hy sê vir Jesus, maar al daai gebooie onderhou ek van my jeug af. Dis daarom 'n mond vol. Ek onthou dit al van my jeug af. Jesus sê vir hom, maar daar's een ding waar jy kort kom. Net een ding. Net een ding wat tussen hom en die hemel staan. Gaan en verkoop alles wat jy het. En gee dit vir die armes en kom hier en volg my. Wat 'n slag. Want hy was ryk. En hy het nie kans gesien daarvoor nie. En ons lees hy het bedroef weggegaan van die Here af. Bedroef. En dan sê die Here, tot skok selfs van sy disippels. En ek dink dit gaan u ook nou skok, al het jy dit miskien al baie gehoor. Jesus sê vir sy disippels, hoe moeilik is dit vir 'n ryk man om die hemel toe te gaan. Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan is vir 'n ryk man om die hemel toe te gaan. Ja. Dis feitelik onmoontlik. En dan moet ons goed verstaan, dit gaan nie net oor 'n ryk man wat baie goed het, dit gaan eintlik oor ons almal. Oor ons aardse goed, ons aardse verbintenisse. Ek wil amper so 'n bietjie u been trek en sê, ons is miskien nou nie almal so vreeslik ryk nie, maar gaan bietjie hier uit, kyk net hoe baie blikmotorkarre staan hier. En weet jy wat? Dis moeilik vir mense wat vashou aan die aardse goed, hulle aardse besittings, hulle aardse verbintenisse, hulle aardse dinge, wat daaraan vasklou. Dan is dit feitelik onmoontlik, want jy kan nie jou aardse goed die hemel toe vat nie. Die poort is gesluit. Jy moet dit los. Jy moet dit prys gee, hierdie aardse goed. Want dit gaan jou nie help nie. Hierdie laaste tog is jy alleen. Jou aardse goed gaan jou nie help nie. Los dit. Maar dit is nie net jou aardse goed wat jy moet los om in die hemel te kom nie. As jy die Bybel lees, veral die briewe van die apostel Paulus, dan jy sien op die ou end, sê Paulus, maar jy self is die probleem. Jy moet van jouself ontslae raak. Selfverloning, selfdoding. Paulus gebruik selfs die woord selfkruisiging. Raak ontslaaf van jouself, hierdie ou mens van sonde.
Daar's nie vir hierdie ou mens van sonde, is daar nie plek in die hemel nie. Raak ontslaaf van hierdie ou mens van sonde. Op 'n goeie dag, toe kom daar 'n ander man by die Here Jesus uit. Hier 'n ander soortig. Hy was 'n fariseer gewees. Nikodemus, 'n geleerde man. En hy kom in die aand by Jesus, want hy wil nie die dag, hy wil nie hê sy fariseersvriende moet sien, hy gaan na Jesus toe. Nou kom hy in die aand laat. Nou begin hy so tipies soos 'n geleerde man, hy wil eers, jy weet, geleerde mense, as hulle oor 'n ding moet praat, dan gee hulle mos eers 'n inleiding, en dan die saak, en dan die gevolgtrekking. Nou begin Nikodemus vir Jesus met die inleiding. Hy sê, Rabbi, ons weet dat jy van God gekom het, en dat jy al die wonderlike dinge, maar Jesus knip hom net daar kort, want Jesus weet waarvoor is hy hier. Hy sê, Nikodemus, kom ek sê net vir jou baie gou. As jy nie weer gebore word, nie kan jy nie hemel toe gaan nie. Ja, wat beteken dit? Nikodemus weet, hy verstandig dat nie. Hy sê, Here, maar ek kan tog nou nie weer 'n slag gebore word nie. Net so min as wat 'n mens jou die eerste keer laat gebore word, net so min kan jy jouself laat wedergebore word. Wat is weergeboorte? Dan gee Jesus vir hom 'n antwoord, wat ook maar die regte antwoord is. Hy sê vir hom, ons hoor die wind waai, en ons weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Met ander woorde, elke wedergebore. Jy weet nie van watter kant af die wind kom nie. En wie ons verstaan tot vandag toe, verstaan ons nie wedergeboorte regtig nie. Maar wat dit beteken, daar's 'n dood en 'n opstanding. En jy moet gewillig wees dat hierdie ou mens van sonde moet sterf, sodat daar 'n nuwe mens gebore kan word, wat God ken en wat hom dien met as hele hart. Dit is wedergeboorte. Maar hoe vind dit plaas? Dis net die Heilige Gees, jy kan dit nie self doen nie. Hoeveel selfvertroue jy ook al het, jy kan dit nie doen nie. Maar nou goed, ek kan nog vir u baie voorbeelde in die Bybel noem, maar ek dink genoeg om daarop te wys hoe moeilik dit is om hemel toe te gaan. En dan is dit kom mense ook nog teen 'n toe deur te staan. Toe Jesus vir hulle gesê het, smal is die weg wat na die lewe lei, en nou is die poort, daar's min wat dit vind. Toe sluit hy sy redetjie af, en hy sê, span julle in, om in te gaan deur die nou poort. Want daardie dag, sal daar baie mense wees wat wil ingaan, maar hulle sal dit nie reg kry nie. En daar's 'n hele paar mense vir wie die Here gesê het, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Vat byvoorbeeld die 5 dwaase maagde. 10 pragtige meisies, godsdienstig, hulle wag vir die koms van die bruidegom, die wederkoms van Christus, hulle wag vir die koms van die bruidegom, en hulle lampe brand, en hulle gaan uit, en hulle wag vir die bruidegom, en toe die middernag slaan, toe sê hulle, hier kom die bruidegom, maar toe is daar 5 wat die olie in hulle lampe het nie. Nou wat daai olie beteken is nou nie verskriklik belangrik nie. Dit kan wees, hulle was nie goed voorberei nie, hulle het nie voorbereidings getref nie. Maar wat nou belangrik is, hulle het toe gegaan en op een of ander manier het hulle gekry, en toe gaan hulle na die bruilofsaal toe, maar toe is die deur gesluit. En hulle klop aan daai deur, hulle sê, meneer, maak vir ons oop. En wat sê die bruidegom? Hy sê, maar ek ken julle nie. Gaan weg van my af. 'n toedeur. Want dit is nie so maklik om hemel toe te gaan nie.
Dis 'n moeilike saak. Dit kos baie prysgawe. Jy moet los dinge agterlaat. Maar nou wil ek dit alles omdraai en met dieselfde beklemtoning vir u sê dat om hemel toe te gaan is baie maklik. Jare terug toe ek nog in die aktiewe burgermag was, daar was ons eintlik so 'n ding gewees. Al die jong ouetjies moes aktiewe diens gaan doen, militêre opleiding. En ons het 'n offisier gehad, hy het altyd as hy nou 'n ding verduidelik wat verskriklik maklik is, dan gebruik hy die uitdrukking en sê, dis so maklik soos val uit 'n boom. Jy moet net los, dan val jy. Dis so maklik om hemel toe te gaan, al wat jy moet doen. Na aanleiding van daai man by die kruis, dat Jesus sommer sonder meer vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So hoe kom 'n mens in die hemel? Dood eenvoudig. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Geen voorwaardes nie. Jesus het nie vir daai man gesê, wag 'n bietjie, jy moet nou eers jou sonde bely. Ek wil nou eers weet of jy berou het oor jou sondes. Ek wil eers weet hoe opreg jou geloof is. Hy doen dit nie. Hy sê onvoorwaardelik, want Jesus is die kenner van harte. Hy weet of die hart reg en opreg is. Sê hy vir daai man, vandag, sommer nou. Jy wil hemel toe gaan, sommer vandag. So maklik soos val uit 'n boom. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Ja, dit beteken wel dat 'n mens jou skoene moet uittrek, dit beteken wel dat jy sekere dinge moet prys gee. Jy moet die wêreld versaak. Jy kan nie aan die wêreld vashou en wil hemel toe gaan nie, jy moet dit prys gee. Jy moet jou aardse goed prys gee, jy moet jouself prys gee. Dis alles waar. Maar al wat belangrik is jou opregtheid van jou oorgawe aan Jesus Christus, want weet u wat? Hy het alles gedoen wat jy nie kon doen nie om jou saligheid te verkry. Hy het jou sonde gedra aan die kruis op Golgotha. Hy het in jou plek het hy gesterwe, want die loon van die sonde is die dood. Dit het daar in die paradys al gebeur. Adam en Eva, die Here het hulle gewaarsku, as julle van daai boom eet, gaan julle sterwe. En toe eet hulle van die boom. Hulle het wel nie boems neergeslaan nie, maar die dood het oor hulle gekom. Sodat alle mense in sonde gebore word. In ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 51 vers 7, Dawid aan die woord, Dawid, die man na die hart van God. Dawid bely, hy sê maar, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Hoe sal ek verlos word? Maar Jesus het alles gedoen. Hy het jou sonde klaar betaal. Hy is klaar betaal. Hy is klaar betaal. Hy het jou vryspraak gekry. Hy het versoening bewerkstellig tussen jou en die Here. Hy is ons versoening, sê Paulus. Hy het alles gedoen. Jy hoef niks meer te bring nie. Maar net jouself. Laat dit los. Daai uitdrukkingkie so maklik soos val uit 'n boom is heel wat toepaslik. Want as 'n mens aan 'n boomtakke vashou, dan kan jy nie val nie, maar as jy los, dan val jy. So jy moet net los. Los die aardse goede. Los daai dinge. Let go and let God. En is so maklik. Die hemelpoort staan oop. As 'n wye uitnodiging. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee.
Neem 'n juk op julle, want ja, dit is 'n juk. Maar dit is 'n juk wat sag is om te dra. My juk is sag, want ek is sagmoedig en is nederig van hart, en jy sal rus vind vir jou siel. So maklik soos dit. Maar nou het ek eintlik klaar gepreek. Ek het nou vir u gesê, hoe kom mense in die hemel? Die moeilike weg, jou eie weg, jou eie maaksel, jou eie probeer, maar die maklike weg glo in Jesus Christus. Maar nou wil ek afsluit deur 'n paar woorde te praat oor kinders. Kinders in die gemeente. Hoekom kinders in die hemel? Weet u, dit is toch al 'n moeiliker vraag as wat u dink. In die kerk geskiedenis is daar min dinge wat al soveel stryd veroorsaak het, is hierdie dood eenvoudig vraag, hoekom kinders in die hemel? Dis die groot vraag, die stryd tussen die gereformeerde kerke wat kindertjies doop. Hoe? Is moeilik om te sê. Een van die groot teoloë, hy het gesê op grond van 'n veronderstelde wedergeboorte, maar dit is op grond van die verbondsverhouding. Maar uiteindelik is daar net een manier om in die hemel te kom, en dit is te glo. Kinders, hoe kan kinders glo? Of van watter ouderdom af kan hulle glo? As 'n klein kindjie van 3 jaar oud is nou doodgaan, waar is hy? Is hy in die hemel of waar is hy? Dis 'n probleem. Want hy kan nie glo nie, maar hoe kan hy hemel toe? Want hy moet glo om hemel toe te gaan, maar hy kan nie glo nie. Dis stryery. Nou wil ek nie vanmôre daardie woordstryd voortsit nie. Ek wil u net vra, kom ons luister na wat Jesus self sê van die kindertjies. In Matteus hoofstuk 18. Wat sê Jesus? En u sal sien, Jesus is geweldig simpatiek teenoor die kinders. Hy beskou hulle voltyds as lidmate van die gemeente. En hy hou hulle voor, hy sê als vir ons groot mense, wat soveel verstandelike probleme het, dan sê hy vir hulle, maar as jy nie word soos een klein kindjies, gaan jy nie hemel toe nie. So, wat is die kleintjies? Hoe kom hulle in die hemel? Wat sê Jesus? In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle. Jy weet, die Griekse woord wat Jesus altyd gebruik is amen. Maar dit word in Afrikaans vertaal, maar dit verseker ek jou. Amen sê ek vir julle. Dit sê ek vir jou, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie hom gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel, in die koninkryk van die hemel. Wie so 'n kindjie in my naam ontvang my. Nou, jy sien, prakties praat Jesus nou nie hier van geloof nie. Maar hy sê die koninkryk van die Here behoort, van die koninkryk behoort aan hierdie kindertjies. En as jy wil hemel toe gaan, moet jy so word soos hulle. So hy praat nie direk oor die geloof nie, maar luister eers. Ek wil vers 6 vir u lees. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo. Jy sê hulle kan nie glo nie. Hulle is te klein. Jesus sê elkeen van hierdie kleintjies wat in my glo. Hy sê hulle kan glo. Wie is ek om te sê hulle kan nie glo nie? Jesus sê hierdie kleintjies wat in my glo. En weet jy, Jesus gebruik 2 woorde hierso. Hierbo waar hy nou praat van die kindertjies, gebruik hy die woord paidia, wat die gewone Griekse woord vir 'n kind is,
Ons ken dit ook in Afrikaans, 'n pedagoge of 'n pedagogie of pediatrie is die studie van kindersiektes en so aan. Dis deel van ons taal, daai woordjie paidon, die kindertjies. Maar dan kom hy hierso, dan vertaal hy, daarbo vertaal hulle dit met kindertjies, maar hier in vers 6 vertaal hulle dit met kleintjies. Jesus gebruik 'n ander woord hier, weet jy wat gebruik die woord? Hy gebruik die woord mikro. Klein goedjies. Jy gebruik 'n mikroskoop om klein goedjies soos atome en mikrobe en goed te kan sien. Heel kleintjies. En dit is wat Jesus praat van hierdie heel kleintjies, hierdie heel klein oudjies wat in my glo. En jy weet Jesus is baie kwaai oor hierdie kleintjies, hierdie mikromensies. Hy's baie kwaai. Hy sê, as een van julle, een van hierdie mikromensies van my afvallig maak, sê hulle kan nie glo nie, hulle wat ook al. As jy maak hulle van my afvallig, weet jy wat? Dit sal vir jou beter wees dat hulle jou in die diep see gooi met 'n blok hier in jou keel vasgemaak, net om seker te maak, jy sink tot onder op die bodem en jy kom nie weer terug nie. Jesus sê so. Dit is beter as daar 'n meelsteen in jou nek vasgemaak word, en jy in die diepte van die see, as jy een van hierdie mikromensies laat struikel. Want hy sê hulle glo in hom. En ek glo vir Jesus. Hy het so gesê. Die eerste keer toe ek dit lees, kon ek dit nie glo nie. Toe dacht ek wonder of dit nie 'n vertaalfout is. Toe gryp ek die Griekse Bybel. Daar staan dit toon mikron. Toon pediaton en aseme op my. Wat vertrou op my. Mikromensies. Wanneer moet jy jou kind begin vertel van die Here Jesus? Wanneer moet jy jou kind begin? Jesus sê, bring die kindertjies na my toe. Jy ook, bring jou kindertjies na my toe, sê Jesus. Maar hoe doen jy dit? Jy bring jou kindertjies na Jesus toe deur hulle van kleins af te leer. Vertel van die Here Jesus en van sy liefde vir jou. As daai klein babatjie nog so in jou arms lê, 'n mamma se arms om homself vir hom vertel. My kindjie, jy's 'n kindjie van die Here. Hy het jou lief en jy moet hom ook lief hê. Natuurlik hy's te klein, hy hoor nog nie mooi nie, hy verstaan ook nie, maar weet jy, daai saadjie word in sy onderbewussyn geplant. En by kinders is daar 2 fases, die saaityd en die groeityd. En daai saadjies wat hier in hulle onderbewussyn gebêre word deur ma en pa wat vir hulle leer, hulle kom later aan tot ontwikkeling. Nou sê jy, ja, maar jy verstaan dit nou nog nie. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld uit die Ou Testament uit van Samuel. Samuel se ouers was skaapboere geweest daar in die hooglande, Galileese hooglande noord van Jerusalem. Hulle het 1 keer 'n jaar, hulle is te ver weg, hulle het 1 keer 'n jaar het hulle vir die Paasfees Jerusalem toe gekom en bly hulle vir 'n week lank daar in Jerusalem. En by een so 'n geleentheid het Hanna, die vrou, sy het nie kinders nie, sy is onvrugbaar. En sy sit daar in die tempel en sy bid. Sy sê, Here, gee my 'n kind. En as jy dit doen, ek beloof, ek sal hom vir jy teruggee. En die priester Eli, hy het daar so gesit en kyk, hy dink sy's dronk. Hy wil haar uitgooi in die tempel uit. Maar sy sê, maar ek is nie dronk nie, meneer Eli. Ek praat met God. En sy vertel hom die hele storie. En hy spreek sy seun uit oor haar. Hy sê, die Here sal aan jou wens voldoen. En die Here het dit ook gedoen. Kort daarna het Hanna swanger geword en die seentjie is gebore en sy noem hom Samuel. Samuel beteken gawe van God. Die Here het hom vir my Pasella gegee. En sy dadelik begin om hom te vertel van die Here.
Ek stel my vooruit met sy handjies hier waar ek nie gestaan terwyl sy vir hom vertel, die Here is lief vir jou en jy moet vir die Here ook lief hê, en so het sy hom groot gemaak. Terwyl hy nog 'n mikromensie was. Daai kindertjies wat hier sprake van is, sê die skrifverklaarders, hulle is almal onder 7 jaar oud. Is hulle kindertjies. Maar Samuel, hy is sy ma se mikrokind. En toe hy 3 jaar oud was, 3 jaar, toe gevat sy hom tempel toe. En sy sê vir Eli, vat hierdie kind, ek gee hom in diens van die Here, help hom asseblief. Maar hy is nog 'n mikromensie, hy is maar nog 3 jaar oud. En ek en jy sê, hy kan nie glo nie. Jy mors jou asem om hom nou te probeer oortuig. Maar sy ma het so 'n vaste fundament, geestelike fundament vir hom gelê, dat toe hy 3 jaar oud is, toe hy hom tempel toe vat, toe was hy eintlik al klaar 'n geestelik volwasse mens. Want kort daarna, miskien 'n jaar of 2, toe wat hy so 4, 5 jaar oud is, toe gebruik die Here hom, daai klein seentjie, Samuel, om die priester Eli en sy goddelose seuns aan te spreek. Naphtali, hulle vang allerhande goed daar aan by die tempel, en die Here is daarteen, en hy neem vir Eli kwaadlik dat hy hulle nie dissiplineer nie. En vir wie gebruik die Here om met hulle te gaan praat? Samuel, 'n mikromensie. Hy is nog klein. Hy lê eendag in slaap en hy hoor Samuel, Samuel, en hy spring op en hy hardloop na Eli toe. Hy sê, hier sê ek meneer, ek het my geroep. Hy sê, nee Samuel, ek jou nie geroep nie. Hy sê, gaan lê maar weer, hy gaan lê weer en hy hoor weer die stem, Samuel, Samuel. En hy gaan weer, hy sê, maar jy het my geroep. En toe sien Samuel, besef Eli, maar is God wat hom roep, en hy sê toe vir hom, as jy dit nou weer gebeur, Samuel, sê dan, hier is ek, Here, u diensknegt hoor, en hy doen dit toe ook. En toe praat die Here met Samuel, daai klein mannetjie. En hy sê vir hom, gaan sê vir Eli, die priester, en sê vir hom, dat ek gaan my oordeel bring oor jou en jou seuns. Die Here gebruik vir Samuel, as die profeet. Maar Samuel het opgegroei, en hy het mettertyd het hy 'n volksleier geword. Hy was die laaste van die rigters. Daai tydperk toe die rigters geregeer het. Samuel was die laaste rigter. Feitelik, man alleen het hy die hele volk geregeer. Maar die Here gebruik hom toe ook om die koningskap in te steun. En Samuel is die man wat vir Saul en vir Dawid gesalf het as koning. So Samuel was 'n groot man in die geskiedenis van Israel en 'n groot, miskien die grootste profeet van alle tye. Maar waar het hy die eerste beginsels van sy geloof vandaan gekry? Weet jy by wie? By sy mamma. By sy mamma. Sy het hom so groot gemaak. En 3 jaar oud, toe sy 'n volwasse gelowige, toe gaan laai sy hom af by die tempel, en die Here gebruik hom. So jy moet nie dink nie, broers en susters, kindertjies is te klein nie. Jy kan feitelik onmiddellik, as hulle nog maar sommer baie klein is, kan jy al begin om hom na die Here toe te bring. Bring die kindertjies na my toe. En moet hulle nie verhinder nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Mag die Here u seën as ouer om u kindjie, en selfs al is hulle nou al groter in die tussentyd, nog nie te laat om te praat nie. Dis nooit te laat nie. Die Here is daar. Hy roep jou. Bring jou kind na my toe en ek sal vir hom die lewe gee. Amen. Kom ons dank.
Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U so troue God is, dat U nie net die groot mense roep en trek nie, maar U roep ook die hele ou kleintjies, die mikromensies, hierdie klein ouetjies. En U werk dit in hulle harte. En as hulle groot is, dan weet hulle dit. En dankie dat U dit doen. Seën hierdie gemeente, seën U kerk op Aarde, Here. Gee dat U woord sal vrugte dra in die lewens van mense, altyd meer en meer. En dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Dankie vir hierdie dag. Dankie vir ons saamwees hier in die kerk. Gaan met ons in die week verder. Hou U hand oor ons, seën ons en gee dat ons lewens vrugbaar sal wees in U werk en in U koninkryk, om U boodskap te versprei in 'n verlore wêreld. Hoor ons gebed net uit genade om Jesus wil. Amen.